Goeienaand en hartlik welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vanaand se onderwerp is DA minister skaf Afrikaner geskiedenis af. Want so word daar berig in die media. Voortaan gaan die hele geskiedenisleerplan op skool verander word en van nou af aan gaan geskiedenis vanuit die swart perspektief bestudeer word. En alles Jan van der Riebeeck, die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, die Groot Trek, die Anglo-Boereoorlog, die Tweede Vryheidsoorlog, dit alles gaan uit die geskiedenis min of meer geskryf word. En dan die res is dan net die verskrikkinge van apartheid. Die 20ste eeu is verskrikkinge van apartheid en die heldedade van die ANC. Nou, maar die punt is dat dis 'n DA minister wat hierdie grootskaalse veranderinge in die geskiedenisleerplan vir kinders op skool, dit is sy wat dit in werking stel. Haar naam is Sifiwe Gwaruba. En sy was ook as dit ware 'n protégé of 'n leerling van Helen Zille en van John Steenhuisen. Met ander woorde, ons is nou hierso midde in die soveelste fase eintlik van die Britse Ryk. Jy weet, van die Engelse DA wat nou die nuwe Engelse geskiedenis vanuit 'n swart perspektief op ons gaan afdwing. En kyk, Afrikaans is in elk geval afgeskaf in die howe, aan die universiteite, oral. Jy weet, in die staatsdiens, by die banke. Dis eintlik net by die groot tegnologiemaatskappye, soos hierdie YouTube of Google of Facebook of Grok, al die weet van Elon Musk, X, dis daar waar Afrikaans nog steeds lewe, en goddank. En ons praat nou hier in Afrikaans en redeneer in Afrikaans. En ek gaan jy nou 'n paar dinge vertel wat jy op geen ander kanaal gaan hoor nie. Dis, ons is nou eintlik besig om, dit herinner my so 'n bietjie aan die Hart van Duisternis van Joseph Conrad. Ons is nou besig om af te dryf op die rivier, al verder en verder in donker Afrika in. En dit is letterlik wat aan die gebeur is hierso, as 'n mens nou kyk. Jy kan blykbaar beswaar teen hierdie nuwe leerplan lewer teen einde April. Nou ek weet nie eers, kyk, die ding word in elk geval net in Engels beskikbaar gestel, so ek weet nie of hulle eens omgee wat ons daarvan dink nie. Jy weet, as ek nou lus is, ek nou, jy weet, dit soms 'n keer 'n middag of 'n dag of iets vat, kan ek nou maar 'n hele kritiek op hierdie leerplan vir hulle skryf. Maar gaan dit enige verskil maak? Ek dink nie so nie. Maar jy kan hier onder in die kommentaar sê wat jy daarvan dink. Ja, en kyk gerus na ons boeke hieronder, as ook Hart van Duisternis natuurlik. As jy nog nie die boek gelees het nie, as ook ons ander boeke, dit is geweldig belangrik, want ja, ek was ook, nou die dag, wel, so 'n week of 2 gelede was ek by 'n lesing van die Akademie in Pretoria, die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. En daar het ek verneem dat die ANC is eintlik besig om ons argiewe te vernietig. En hulle verpulp massas Afrikaanse boeke. Met ander woorde, dit is verskriklik belangrik om Afrikaanse boeke by die huis op jou rak te hê, want jy bewaar daardie boeke vir die nageslag. Want die openbare versamelings is besig om tot niet te gaan. Jy weet, as van die, hulle vat eenvoudig nie Afrikaans, hulle haal Afrikaanse boeke van die rak af, wat ons betaal het, ons belastingbetalers in die verlede, hulle haal het en dan verpulp hulle, dit word eenvoudig net weggesmyt en verpulp. Dis wat aan die gang is, dit is eintlik
kulturele volksmoord wat aan die gang is. En ek dink hierdie nuwe skoolgeskiedenis, dis deel van hierdie kulturele volksmoord, wat die DA minister besig is om heel hartig saam met die ANC te pleeg. So diegene van julle wat vir die DA stem, kyk, jy kan maak wat jy wil, stem wat jy wil. Ek dink in elk geval die demokrasie in Suid-Afrika het misluk. Ons sal nog verder daaroor praat, miskien sal ek 'n boek daaroor skryf, en ek het 'n klomp argumente daaroor. Maar die DA werk mee hieraan en eintlik die hele dit is eintlik die 'n soort van die soveelste siklus van die Britse Ryk wat ons nou ervaar, saam van die glasslagters nek af reg deur die Vryheidsoorloë en alles wat daarmee saamhang, die anneksasie van Transvaal in 1877 deur Theophilus Shepstone. Hierdie is maar net die soveelste manifestasie van dieselfde ding. Ek gaan nou so 'n bietjie iets sê oor die Franse filosofie, dan sal jy dalk verstaan waarop ek nou afstuur. Maar nou ja, hulle praat daarvan dat jy moet nou, blykbaar gaan jy nog Bloedrivier kan bestudeer, maar dan moet dit vanuit 'n swart perspektief wees. Jy weet, jy moet nou kyk, Dingaan was eintlik reg, deur dag voortrekkers uit te moor, en die vrouens en kinders en babas en wat ook al weer Bloukrans en Wene, en jy moet dit verstaan, dit was eintlik 'n goeie ding. Maar as ons nou praat, maar dit gaan nog verder as net die swart perspektief by Bloedrivier. Hulle praat ook van, hulle wil eintlik die hele westerse kultuur, of die ou westerse kultuur, ek praat nou nie van hierdie soort linkse kultureel marxistiese westerse kultuur wat ons deesdae veral in Engels natuurlik ervaar nie. Hulle praat van, hulle wil, kyk, tydens daardie Rhodes Must Fall episode daarso in Kaapstad, toe hulle Rhodes se standbeeld daarso hulle het hom verwyder, maar eers het hom met ontlasting gegooi. Nou ek het 'n idee om 'n roman oor hierdie hele standbeeld kwessie te skryf. Hy sal dalk so oor 'n paar maande kan verskyn. Want ek dink ons moet bietjie kyk na die standbeelde ook, en wat daar alles gebeur het, en 'n bietjie spot daarmee, en dit satiriseer, en wat ook al. Hulle het selfs swart standbeeld daar op die Bloemfontein kampus, het hulle ook aan die brand gesteek. In daardie periode, maar daar was 'n video gewees van 'n swart student van die Universiteit van Kaapstad, wat in 'n seminaarkamer of wat ook al aan die Universiteit van Kaapstad het sy gesê, die westerse wetenskap moet deurgehaal word, of dit moet deurgekrap word. Sy die Engelse woord scratched out gebruik, die Engelse term, scratched out. Dit moet deurgehaal word, en in plek daarvan moet Afrika wetenskap kom. Nou, jy weet, so ook 'n klompie jaar gelede was daar so Franse, ek het al na hom verwys, Franse denker en aktivis hierso in Suid-Afrika, Regis Debray, en hy het hy het ook so 'n toespraak gehoor van een van hierdie afrosentriese swart figure, en hy was nogal geskok daardeur, want hy het gevra, jy beskik Afrika oor 'n wetenskap, is daar iets soos 'n Afrika fisika, is daar iets soos 'n Afrika biologie, bestaan daar sulke dinge? Maar nou ja, miskien hierdie dinge kom al 'n lang pad, en die DA gaan dit nou vir ons hier implementeer, want daar het 'n boek verskyn so 20, 30 jaar gelede, met die titel The Black Athena, The Afro-Asiatic Roots of Classical Civilization, deur Martin Bernal. Nou hierdie meneer Martin Bernal, ek dink hy's 'n Amerikaanse Jood,
Hy het hierdie ding geskryf, is 'n dik boek. Ek het die boek gekoop destyds, ek het hom ook gelees. Kan nie alles onthou wat daarin staan nie, maar die basiese argument eintlik is dat die Weste het hul kultuur en wetenskap by die swart man en by Afrika gesteel. Dis die argument. En daar's 'n wanvoorstelling van die klassieke geskiedenis, want eintlik was die klassieke geskiedenis swart. Dit was nie die Romeine en die Grieke, jy weet dat vir ons filosofie en die Romeine het vir ons fantastiese brûe en paaie en aquadukte en sulke goed gebou. Trouwens, ek het nou onlangs gelees dat, jy weet, die sement wat die Romeine gebruik het, hou vir 2000 jaar, want hulle het dit so op 'n manier gemeng, op 'n spesiale manier en met spesiale bestanddele, dat dit nooit heeltemal droog word en bros raak nie. En dit is waarom hierdie 2000 jaar oude Romeinse aquadukte nog staan, terwyl 'n moderne gewapende betongebou, ja, hy hou maar so 60 jaar en begin hy probleme gee, want dan het die sement heeltemal, dan begin die sement ingee. Maar die Romeine 2000 jaar gelede het sement gebruik wat beter was as die van vandag. Maar dit alles word nou deurgekrap deur die DA se minister en natuurlik al hierdie polities korrekte mense met die hele gedagte, met die afrosentriese idee. Nou, een land natuurlik wat geweldig, of een beskawing dan, wat sleutel, en dit staan ook in hierdie nuwe leerplan van hierdie, wat sal naam, Sifiwe Kwarube, een van die DA, die magtige, vet Engelse party, wat vir ons die Britse kolonialisme op 'n meer aantreklike wyse in Suid-Afrika voortsit. Jy weet, baie meer van ons gaan natuurlik vandag nog dood met hierdie, en word uitgemoor met hierdie nuwe Britse kolonialisme, maar dit daar gelaat. En Egipte is so half die sluitsteen van hierdie afrosentriese teorie, want daar word beweer dat eintlik die Grieke en die Romeine het al hulle idees in wetenskap en tegnologie eintlik van die Egiptenare ontvang. En die Egiptenare was swart. Nou dis natuurlik 'n groteske leuen, want daar's 'n klomp studies daaroor gedoen. Die Egiptenare was glad nie swart nie. Trouwens, ek dink daar is selfs DNA-toetse uitgevoer op van hierdie mummies en die tipe goed. En eintlik was hulle blankes. Jy weet, die ou antieke Egiptiese beskawing was 'n blanke beskawing. En daar is ook allerlei teorieë oor die piramides en goed. Ek was daar gewees een keer. Maar ons sal nou nie vandag daarop ingaan nie. Maar nou ja, Egipte word dan toegeëien vir die swart beskawing. En dan word daar gesê dat die swart beskawing en die swart tegnologie en kultuur en wat ek al in Afrika is eintlik meerderwaardig teenoor die westerse beskawing, kultuur en tegnologie. Dit is waarop hierdie swart Athene idee dan afstuur, en dit is nou wat hulle die kinders op skool gaan mee indoktrineer. Dit verbaas my eintlik dat hulle tot nou toe gewag het, want ek het al hierdie ding 30 jaar gelede gelees en toe het ek onmiddellik gesien. Trouwens, ek dink ek het iewers een of ander hooggeplaaste persoon van die ANC raakgeloop. Wie was dit gewees? Ek kan nie meer onthou presies wat sy naam was nie, maar hy was, jy weet, soort van een van die top 10 of wat ek al. En toe praat ons so 'n bietjie en hy, jy weet, ek weet nie, hy begin toe iets sulke afrosentriese geleide maak en sê vir my, maar het jy nie die Black Athena gelees nie? Toe sê ek het dit gelees, maar ek stem nie noodwendig daarmee saam nie. Nou ja, hier is ons nou, dit word nou in die skole toegepas. En natuurlik dan maak hulle geleide oor Zimbabwe, jy weet die Zimbabwe ruïnes en wat so fantastiese beskawing dit nou was. Tesame dan waarskynlik met Mapungubwe. Maar nou, die uiteindelike gevolgtrekking wat ons uit al hierdie goed moet maak,
is dat alle instellings in Suid-Afrika is eintlik Afrikaner vyandige instellings. En ons, as ons kyk na ons geskiedenis, en dit is nou waar hierdie Franse ou, wat ek vroeër verwys het. Ek het by hom klas gehad, hierdie ou daar in Parys. En hierso is 'n foto. Hy is hier aan die linkerkant, sy naam is Gilles Deleuze. En hierdie ou aan die regterkant is natuurlik die Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Nou, Deleuze was 'n groot kenner van Nietzsche en hy het sy denke herinterpreteer en hy het 'n klomp boeke oor Nietzsche geskryf en wat so goed. Trouwens, toe ek 'n student was, ek daal nou so 'n bietjie af, maar nee, dit is nie eintlik afdwaal nie. Hierdie is eintlik die werklike punt van hierdie hele video. Ek gaan nou die geheim aan die oordra. So hou maar aan kyk. Van ons verhouding tot die Britse Ryk. Wat in hierdie afrosentrisme, dis maar net 'n verdere manifestasie van die Britse Ryk, want wat gebeur is dat die Britse Ryk, hy is eintlik besig om die, wel in ons land natuurlik, daar was 'n alliansie tussen hierdie linkse Engelse en die ANC en die Nguni. Hierdie mense, veral hierdie mense, die Khoisas en Zulus op die Ooskus. En vandaar dis nou hierdie aangepaste soort Engelse staat, Engelse bureaukrasie, wat ons tans onderdruk. En dit pas geheel en al by Deleuze se idee in, want daar was 'n ding wat ek gelees het, toe ek nog hier by Wits was, hulle het my by Wits soort van weggejaag. Jy weet, want hulle het gesien, nee, ek wyk af van die kommunisme, van die ortodokse marxisme, en daar so 'n Duitse vrou ook, wat jy weet, mense gebreinspoel het met al hierdie soort kulturele marxisme uit Duitsland, jy weet, die Frankfurt skool en al daai tipe goed. En ek het nou, jy weet, ek het hierso op my Franse traject ingegaan, en toe jaag hulle my daar weg, jy weet, hulle sê hulle wil my nie meer daar hê nie. Maar ek het toe later maar 'n Afrikaanse doktersgraad gedoen, toe was dit nou, ja, 'n bietjie beter, in 'n mate beter, maar in elk geval, daar's nie regtig vryheid van denke in Suid-Afrika nie toe nie en nie nou nie. Maar ja, Deleuze het hy het hierdie stuk geskryf. Ek het dit in Engels gelees in 'n boek met die naam The New Nietzsche. En dit was hierdie Franse interpretasies van Nietzsche. Ek sê jy nou nie verveel met die detail daarvan nie, maar en die titel van sy stuk daarin, dit was eintlik 'n openbare lesing wat hy in 1972 gelewer het, was nomadiese denke. In Engels was dit nomad thought. En dit het my altyd geplaag dat ek daai ding in Engels gelees het. Jy weet, en toe vandag, toe soek ek en ek kry daai ding op die internet. Toe vra ek vir Grok, waar het hy daai lesing gelewer en waar is die Franse weergawe daarvan? En toe gee Grok dit vir my. En ek kan dit vir jy nou sommer hierso wys, en dit interessantheidshalwe. Dit is opgeneem in 'n boek van hom so in die vroeë 2000s, met die titel die Verlate Eiland. Kom ons kyk net sommer gou hierso. Ja, en hierso is 'n gedeelte in hierdie teks van hom. Ja, en die titel daarbo is Pensée nomade, nomadiese denke. En dan sê hy hierso, hierdie gedeelte wat ek nou hierso beklemtoon het, tout ce qu'on peut expliquer à la rigueur du dehors, c'est de quelle manière Nietzsche réclame pour lui-même et pour ses lecteurs contemporains et à venir un certain droit au contresens. Nou daardie woord contresens beteken
waninterpretasie. En hy het hom, hy was ook so 'n linkse ou, maar hy was nie 'n kommunis nie. En hy sê, ons mag Nietzsche waninterpreteer, want eintlik was Nietzsche meer van 'n regse denker geweest, maar ons mag hom waninterpreteer. Maar net so sê ek nou, vandag kan ons moet ook onverskrokke wees in die manier waarop ons hierdie hele stelsel, hierdie hele despotiese bureaukrasie wat die Engelse wêreld op ons afgelaai het en wat nou in sy nuwe fase, in sy nuwe siklus nog veel erger is as die ou konsentrasiekampe van die 19de eeu. En jy weet die verbiedinge van Afrikaans wat Lord Charles Somerset gehad het. Daar's nou nuwe verbiedinge van Afrikaans, nuwe vernietiging van ons erfenis, van ons argiewe, van ons biblioteke, van ons boeke en alles. En ons geskiedenis wat nou, ons word nou finaal uit die geskiedenis uitgeskryf, want die kinders gaan nou gebreinspoel word met die gedagte daar was nooit 'n Afrikaner nie. In elk geval, die meeste van hierdie radikaal linkse Engelse in ons land, hulle verwerp die gedagte van 'n Afrikaner. Hulle sê 'n Afrikaner het nog nooit bestaan nie, net 'n Engelsman en net 'n Brit het nog ooit bestaan. En die Brit is so magtig dat hy alle ander kulture in hom kan opneem en kan verteer en uitspoeg as 'n nuwe nasie. En dit is natuurlik wat hier by ons aan die gang is, waarvan hulle praat. Maar nou ja, Deleuze het hierdie gedagte gehad dat alle instellings, alle bureaukrasie, soos die skole, die universiteite, die staat, hierdie Britse staat van ons, wat nou 'n Afro-Britse staat geword het, dit is eintlik per se verdrukkend en despoties. En dan lewer hy 'n pleidooi in hierdie opstel van hom oor die nomadiese denke. En ek is lus om so 'n boekie daaroor te skryf, oor hierdie hele tema. Ek kan dit nog baie beter uitwerk. Ek gee sommer maar net so 'n paar los gedagtes hier. Dat ons moet, ja, hy praat van nomadiese denke, en as jy kyk na die geskiedenis van die Afrikaner, dan het ons nog altyd weggevlug. Dit is ook 'n begrip wat Deleuze sterk gebruik, om te vlug. En vluglyne, hy praat van vluglyne. En ons het nog altyd weggevlug van die dodelike Britse staat. Jy weet, toe hy daar aangeland het, jy weet, Andries Hendrik Potgieter het mos in 1840 gesê, hy wil nie in Natal bly nie, want daar's te veel, Natal is te naby aan die see, en oral wat die see is die Engelse. Toe trek hy verder tot in die Noord-Transvaal en tot in die Rensa Marks, en daar is hy natuurlik oorlede aan malaria of iets van die aard. Maar ons is nog steeds besig om weg te vlug van hierdie despotiese staat, van die verdrukkende Britse staat, en ons is nog steeds besig om ons eie klein dingetjie te ontwikkel en weg te kom daarvan. Jy weet, mense vlug selfs oor see, maar hier by ons, jy weet, ons vlug uit die instellings, mense, ja, gee vir hulle kinders tuisonderrig en als ek het goed, net om weg te kom van hierdie stelsel. En as ons nou dink, en dis ook nou vir my 'n baie mooi beeld waarin ek gedink het, kyk, die ou VOC, die Verenigde Oos-Indiese Kompanie, was eintlik nomade. Hulle het getrek, hulle het daar ter see gekom met hulle klein seilskipies, tot hier in Kaapstad, tot daar by Tafelbaai waar hulle anker gegooi het. En daarna het ons die trekboere gehad, uiteindelik, ons het so op die binneland ingetrek. En met die groot trek hierdie waans met hulle seiltente. Hulle was eintlik so skepe wat op die grasvlaktes gevaar het, dieper en dieper die binneland in. Dit is hierdie pragtige soort van vlug weg van Engeland af,
in die binneland en al die mooi dinge wat ons ontdek het en ook ons taal. Afrikaans is 'n soort nomadisme weg van Engels af. Want Engels is die taal van haat en van volksmoord, veral in hierdie land en veral nou. En dit is soos Russies in die Sowjetunie. Dit is iets wat net 'n bloot die draer is van 'n despotiese en moorddadige ideologie. Dit is Engels vandag in Suid-Afrika. Ja, en dit het ons nou verder en verder weggevlug en vandag met die volgende fase, die volgende siklus, word ons weer gekonfronteer met die verdrukking van die Britse staat en die Britse bureaukrasie en die skoolstelsel, die universiteitsstelsel wat eintlik ons wil uitwis, wat ons as 'n groep en 'n kultuur en 'n beskawing wil uitwis, want ek glo vas dat ook hierdie praatjie wat ek bygewoon het oor ons erfenis wat nou so verinneweer word. Afgesien van Egipte, van die klassieke beskawing van Egipte, is die Afrikaner beskawing wat ons hier gebou het, eintlik die grootste beskawing wat daar nog ooit in Afrika bestaan het. Trouwens, ons het meer boeke geskryf as wat daar in Egiptiese Arabies geskryf is, nou in die moderne tydvak. Praat nou nie van die Egiptenare het mos maar op klei tablette en spykerskrif en sulke goed geskryf hulle en papierusrolle, maar hulle het nie werklik jy weet natuurlik 'n boekdrukkuns of iets van die aard gehad nie. Maar ons vanuit die boekdrukkuns bestaan, het ons die grootste kultuur in Afrika voortgebring in ons eie taal en dis eintlik 'n fantastiese ding wat ons geskep het. En dit is ons identiteit en dit is hoekom ons gaan voortbestaan as 'n volk en as 'n kultuur en as 'n beskawing, want ons het daardie groot tradisie, al word hy daagliks deur die DA minister en trawante en haar ANC trawante aangeval. Nou ja, daar het jy dit. As jy dit interessant gevind het, gee my 'n opduimpie of lewer kommentaar hierso. En dan op daardie trant, ja, ons gaan nou weer voort. Ons sal weer oor Iran bietjie gesels. Daar was toe nie kernoorlog nie, maar ek dink die oorlog is verby nie. Jy weet, Israel en wie ook al is besig om hierdie skietwapenstilstand te skend en ek dink so oor 'n week of 2 gaan die hele proses maar weer hervat, as jy my vra. Maar ons sal later daaroor gesels. As jy tot hier gekyk het, baie dankie en moenie vergeet om een van ons boeke te koop nie. En bou u eie argief, u eie biblioteek daarop tuis. Ook op papier, want ons kan ook nie altyd hierdie elektroniese data jy weet, versamelings en harde skywe en selfs aanlyn berging en die goed vertrou nie. Tot volgende keer dan, totsiens.